Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 21 Mei. Die geloof van Jesus. Na mate die wêreld einde se kant toe staan, tree 'n gedeelte van die 3 engele boodskap na vore wat sê dat God se ware kinders die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Let wel, heelwat Engelse vertalings vertolk dit as die geloof van Jesus. Ellen G. White gebruik ook hierdie uitdrukking in haar geskrifte. Baie Afrikaanse vertalings of parafrases vertolk dit deurgaans en uitsluitlik as die geloof in Jesus en nie van Jesus nie. Lees Openbaring 14 vers 12. Let op die sinsnede die geloof van Jesus. Wat beteken dit? Openbaring 14 vers 12 lees as volg. Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Openbaring 14 vers 12. As mens 'n studie sou doen oor hoe Sewende Dag Adventiste verstaan het dat sondaars deur geloof geregverdig kan word en die geregtigheid van Christus kan ontvang, sien ons dat die insaag wat die kerkgenootskap mettertyd in die geloof van Jesus en die 3 engele boodskap verkry het, uiteindelik gedurende die 1890s in die kerk gekonsolideer is. Tot op daardie punt het die kerk groot klem op die wet geplaas en dit het 'n evangeliewaartse klemverskywing genoodsaak. Ellen G. White som die situasie so op in Selected Messages deel 3, bladsy 172. Die gebooie van God, die het ons verkondig. Die geloof van Jesus moet nog deur Sewende Dag Adventiste verkondig word as 'n ewe belangrike boodskap. Die wet en die evangelie gaan hand aan hand. Selected Messages, deel 3, bladsy 172. Hebreërs 11 is basies 'n lys van godsvreesende karakters wat geloofshelde was. Tog kan die geloof van geen een van hulle vergelyk word met die geloof van Jesus nie. Lees Matteus 26 vers 36 tot 42. Wat sê dit vir ons oor die geloof van Jesus op hierdie kritieke oomblik? Ons lees Matteus 26 vers 36 tot 42. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die 2 seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie? Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir 'n tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat U wil geskied. Matteus 26 vers 36 tot 42. Die geloof van Jesus. Dit behels nie net 'n strewe na die tipe geloof wat Jesus in God die Vader gehad het, uit gehoorsaamheid aan Christus en aan die woord nie. Nee, dit beteken ook 'n daaglikse, aktiewe belewenis met Jesus. Dit is 'n wete en 'n reaksie op die volgende feit, dat die reddende verhouding met God slegs moontlik is as Jesus die middelpunt van ons daaglikse bestaan is. Om Jesus se geloof te hê, kom daarop neer dat hy in ons woon. Met ander woorde, dat ons sy geloof in ons harte moet hê, aangesien hy die ware grondslag van ons geloof is. Somtyds is ons geloof inderdaad swak en wankelbaar. Jesus daarenteen is waardig. Openbaring 5 vers 9 sê vir ons,
Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boeke te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Openbaring 5 vers 9. Sy geloof kan ons nietemin hê, as iets wat neerslag in ons daaglikse ervarings vind en as iets wat ons toegereken word. Beide genadegawes wat die Here skenk aan elkeen wat in hom glo. Hoe graag wil jy die geloof van Jesus hê? Bid nederig tot die Here om jou dit te skenk. Beroep jou op Hebreërs 11 vers 6 wat lees, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Bid dit as jou persoonlike gebed. Liewe Heer, sonder geloof is dit onmoontlik om U te behaag. Ek kom nou na U toe en glo dat U werklik daar is en dat U my sal betoon as ek na U soek. Dit is wat ek op hierdie oomblik kom doen. Amen.